Eksponentvergelykings. Kom ons los vir X op. Geniet hierdie eksponentvergelykings. Nou dink 'n bietjie hier aan, ek moet X oplos in 'n vergelyking. So kom ons kyk nou nommer 1. Hoe gaan ek X oplos? So die plan is altyd om X te isoleer aan die een kant. Beteken ek kry X aan die een kant en al die ander goedjies aan die ander kant. Behalwe as daar 'n kwadratiese vergelyking is, wat in hierdie geval nie is nie. So ek gaan vir die begin, gaan ek beide die kante deel met 2 tot die mag X. Okay, jy gaan nou sien hoekom, want wat ek nou eintlik probeer doen is, om my X in die een kant te kry, so daai kan uitkanselleer, en wat ek nou oor het, is hierdie 8 maal 3 tot die mag X op 2 tot die mag X, en die kant het ek nou my 27 oor. Ok, maar nou van daar af moet ek nou, dink nou 'n bietjie hier aan, ek moet nou eintlik weer deel met 8 in die kant, en dan ook aan die ander kant, sodat hierdie 8's kan uitkanselleer. So dis die plan, om letterlik te deel met dit wat jy nie nodig het nie. Okay, om dit aan die ander kant te kry. So, nou het ek beide kante gedeel met 'n 2 tot die mag X, en ek het beide kante gedeel met 'n 8, sodat ek net hierdie oor het, en dan is hierdie 27 op 8 oor. En nou dink van hier af, as ek my 27 in eksponensiële vorm gaan skryf, gaan dit mos 3 tot die mag 3 wees, op 2 tot die mag 3, en dan ken ons graad 9 eksponentwette, wanneer ek 'n breek het, en daar's 'n eksponent by beide, die teller en die noemer, en is dieselfde, kan ek dit in daai vorm skryf. So ek gaan dit ook in die kant doen, omdat albei se eksponente eers in die linkerkant X was, en die regterkant 3, en nou omdat my grondgetalle nou dieselfde is, weet ek dat my eksponent dieselfde is, so ek weet dat X gelyk is aan 3. Kom ons kyk na die 1 en die nommer 2. Nou nommer 2 is 'n vergelyking waar ek 'n breek het. Nou 'n breek is eintlik 'n baie moeilike ding om mee te werk. So ons raak gewoonlik ontslaaf van die breek deur miskien dit in eksponensiële vorm te skryf. Maak daai sin, so 'n half kan ek skryf as, dink nou 'n bietjie mooi, ek gaan hierdie ding boontoe vat, die noemer boontoe vat, en dan word hy 'n teller, maar dan verander sy teken, en oomblik as ek hom op en af skuif. So, hierdie half het ek geherskryf as 2 tot die mag min 1, maar onthou, daar was 'n eksponent buite wat ek nou nie moet vergeet nie, en ek gaan hierdie 64 skryf in eksponensiële vorm, en is 2 tot die mag 6. Nou hier, van hier af gaan ek nou my min 1 moet inmaal na beide daai toe. So wat ek nou het is 2 tot die mag min X, en dan maal die min 1 met die min 5 in, so dis 'n positiewe 5, en dit beteken dat my grondgetal is nou dieselfde, en daarom weet ek nou dat my eksponente ook gelyk is. En van hier af is dit eintlik maklik, minus X is gelyk aan 6 minus 5, so minus X is gelyk aan min 1, so X sal gelyk wees aan, plus 1 daar, skus, so X gaan gelyk wees aan min 1. So ons los nog vir X op. Nou hierdie is 'n 3 term, en wat nou belangrik is om te sien is, dat ek net hier my kleur verander, is wanneer ek 3 terme het, is in die geval, en dan gee dit vir my die idee, dis 'n 3 term. Nou moet ek dit bevestig, is daar 2 eksponente wat die een is dubbel die ander een, en ja, dis in die geval so. Nou weet ek dis 'n 3 term. Okay, so ons weet dis 'n 3 term, ons gaan hom faktoriseer in 2 hakies, en ons gaan 2 hakies gelykstel aan 0. Nou die 2 is maklik, dis net 2 en 1, so is 2x en x, so hy was eenvoudig. Ons weet hierdie is 'n plus, so die tekens gaan dieselfde wees, so is beide minusse. Wat se eksponent gaan ek gebruik? Dis 'n half. Die kleinste eksponent van die 2 word by die eerste term gesit, en die faktore van 2 is net 2 en 1. Jy moet net hierna gaan toets, en gaan eenmaal maak seker is reg, want daar is 'n potensiaal dat die 1 en die 2 omgeruil kan word. So jy net mooi gaan toets daar. So kom ek vee dit gehaal hierdie uit. Ag, nou het ek te veel groot uitgevee, ek moet dit reg maak. So daar is X min 1. Okay. Nou gaan ek elke hakie gelykstel aan 0. So gaan die eerste hakie
min 1 gelykstel aan 0, en ek gaan ook die tweede hakie gelykstel aan 0. Nou, hier gaan ons eers vir x probeer alleen kry, ek wys nou maar al die stappies, as jy het vinniger kan doen dit gerus, vat eers die 1 oor, en dan van daar af gaan ons met die 2 aan beide kante deel, om die 2 weg te kry, wat beteken is 'n half. Ons gaan hierdie half herskryf, kan julle onthou in 'n negatiewe vorm, so dit word net 2 tot die mag min 1, en dan gaan ons hierdie mag verhef met 2, ons gaan hierdie mag verhef met 2, en ons doen dit, sodat hierdie breek kan uitkanselleer. So 2 tot die mag min 2, want hierdie maal net in, so x is gelyk aan, ons gaan met 2 tot die mag 2 onderuit toe vat om positief te word, dit beteken my antwoord is 'n kwart. Of natuurlik, die ander kant, ons gaan eers gou x isoleer, so ek gaan die min 2 oorvat, ons gaan hierdie mag verhef met 2, ons moet aan beide kante doen, en daarom is hierdie antwoord 4, so ek het 2 potentiële x-waardes, x is 'n kwart, of x is gelyk aan 4. Kom ons kyk na hierdie sommetjie aan die kant, hy is bietjie baie 'n triekie, so ek gaan hom net probeer die een squeeze. Wat die eerste ding wat ons doen is, ons kry die priemfaktore van hierdie eerste faktor, en dit is 2 tot die mag 2. Okay, en kom ons doen die res, skryf dit net oor. Okay, dan gaan ons daai 2 inmaal, dan ons moet nou ontslaa raak van daai hakie, so hierdie hakie van ontslaa raak, so hierdie word net 2 tot die mag 4x. Ek weet nou al klaar, hierdie gaan 'n kwadratiese formule wees, omdat hierdie eksponent en hierdie eksponent, die een is dubbeld as die ander van die ander ene, so dit gaan 'n 3 term wees, so ek gaan doen is ek gaan die een kant met 0 maak. So kom ons bring alles net oor na die een kant toe. Okay, so ons het hierdie 2 tot die mag 2x plus 1 net oorgebring. Nou ons gaan net bietjie beter skryf, 2 tot die mag 4x minus 2 tot die mag 2x, en ons gaan net vir elke kop 'n lyf gee, hierdie 2 behoort aan hom, en hy behoort aan hom, min 8. Ons gaan dit nog bietjie beter skryf, 2 tot die mag 4x, ek gaan daai 2 tot die mag 1 voorskryf, want hy is nou eintlik 'n koëffisiënt van die volgende term. Nou is dit net bietjie makliker om te faktoriseer. So nou het ek, is ongeneem vir jou gesê, ons weet nou al klaar, dis 'n 3 term, omdat 4 tot die mag x is dubbeld van 2 tot die mag x, so nou weet ek is net 2 tot die mag 2x, en 2 tot die mag 2x, ons weet dit is 'n plus en 'n minus, ons weet nie wat een is wat een nie, maar hoe gaan hy, wat se faktore van 8, kan ek kry wat vir my hierdie 2 gaan gee? Nou faktore van 8 is 1 en 8, en is ook 4 en 2, en die 4 en die 2 kan vir my 2 gee. Ok, so dit gaan 'n min 4 wees en 'n positiewe 2. Dit gaan 'n bietjie skoonmaak. Is ek korrek met dit? Dit moet 'n negatiewe 2 wees, so die groter een, die noem die minus, is perfek. En van hier af gaan ek net elke hakie gelykstel aan 0. Ja, 2 tot die mag 2x plus 2 gelyk aan 0, en 2 tot die mag 2x min 4 gelyk aan 0, daar die of teken hier binne, in die middel. Kom ons isoleer die x, so ons vat die min 2 oor, hier te klaar krisis. Wanneer ek 'n negatiewe getal het, kan ek dit nie in eksponensiële vorm kry nie, so hierdie kant is onmoontlik. Ek dink hulle skryf geen oplossing. Daar's geen oplossing vir die kant nie, maar die ander kant het wel 'n oplossing. Jy moet altyd onthou wanneer jy sulke negatiewe getalle sien, is die kans goed vir 'n geen oplossing. Hierdie kant weet ek dat daar 'n oplossing gaan wees, want ek kan die min 4 oorvat, hy's positief, en dan kan ek daai 4 nog opskryf as 2 tot die mag 2, en nou dat my grondgetal dieselfde is, weet ek dat my eksponente dieselfde is, en daarom kan ek x gaan oplos, en x is net gelyk aan 1. Ok, so kom ons los op vir x in nommer 5, né? Nou, ons is nou besig aan nommer 5, hierdie nommer hier, en as ietsie wat ek kan sien hierso, né? Hier is baie x'e wat homself herhaal. So, in die geval, ek hou van die K-metode gebruik, as
as dinge te kompleks is. So kom ons stel 6 tot die mag x gelyk aan k. Okay, onthou met te skryf. Okay, so wat ons nou gaan doen is, ons gaan al die 6 tot die mag x vervang met k. So hier staan eintlik k kwadraat maal 6 plus 1 is gelyk aan 6k plus k. Okay. Kom ons vat alles een kant toe, want ons sien 'n kwadraat, so die een kant moet 0 wees. Sal dit sin maak, dat ek hierdie net bietjie anders geskryf as 6k kwadraat. Ons bring ons sal hierdie is saam 7k, so ons bring dit oor minus 7k, en dan het ons oor plus 1. En nou het ons 'n vergelyking aan die een kant, wat baie makliker lyk. So dit is 'n 3 term, ons kan hom faktoriseer. Ek dink ons gaan net 6k en k, hierdie beteken my 2 tekens is 'n minus en 'n minus, so as jy sukkel met faktorisering, gaan oefen hierdie 3 terms, hierdie kan net 1 en 1 wees, omdat ek het dit nou, ek kan die antwoord sien, as jy sukkel, gebruik jou juffrou se metode om dit te faktoriseer. Ek sal 'n videoetjie maak oor 3 terms, hoe om dit te faktoriseer, as jy sukkel. Okay, so, van hier af gaan ons nou obviously elke hakie gelyk stel aan 0, of die k min 1 is gelyk aan 0, dit beteken 6k is gelyk aan 1, dit wil sê k is gelyk aan 'n 6ste, want ek gaan albei kante deel met 6, en hier is k net gelyk aan 1, maar onthou, ek moes reg in die begin, het ons die 6k moes k gemaak, 6 tot die mag x k gemaak. Nou gaan ons terugvervang, so ons gaan nou sê, dit wil sê, dis nie meer k nie, dis mos nou 6x is gelyk aan 'n 6ste. En onthou wat ons net gesê het, as ek 'n breek het, gaan skryf hom as 'n negatiewe eksponent, sodat ons dan baie maklik kan sien, die grondgetal is albei 6, daarom is my eksponente ook gelyk. En weer eens het ek 'n k gehad, ons moet nie k uitwerk nie, ons moet 6 tot die mag x uitwerk, wat 1 is. Okay, bietjie nou graad 9 eksponentwette, enigiets tot die mag 0 gee vir my 1, daarom is x 0. En dis die twee oplossings. X is min 1, en x is ook gelyk aan 0. Kom ek nou hierdie enetjie hier. Nou, julle kan sien, hierdie is 1 term, en hier is 1 term. So kom ons deel albei kante met 'n 3. Okay, sodat ons neem albei kante met 3, so die 3's kan uitcancel. Dit wil sê dat x plus 1 tot die mag 'n half, en wat is 12 gedeeld deur 3? Net 4. Okay, nou, hoe gaan ek hierdie haal wegkry? Ons kan selfs hier magsverheffing gebruik. Ons kan sê, goed, hier is my hakie, hy is tot die mag 'n half. Hoe kry ek daai haal weg? As ek daai mag verhef met 2. Maar dan moet ek dit ook aan die ander kant doen. So dan, al wat oorbly is die x plus 1, want hierdie 2 cancel uit met die 1/2 maal 2 is dit 1, en hierdie is 16, en nou gaan ek net weer x isoleer, so 16 min 1, so x is gelyk aan 15. Okay, so by nommer 7 moet ons nog steeds x oplos. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na nommer 7. Die probleem is hierdie repeterende desimaal. Ek moet hom as 'n breek skryf. Nou, ek wil jy terugvat na graad 10 toe. Wanneer ons so repeterende desimaal gehad het, soos die wat net aangaan 3, 3, 3, 3, dan het ons gelykgestel aan x, en dan sou ek beide kante gemaal het met 10, soos in die geval, en omdat ek nou op 'n punt kom waar my desimale dieselfde is, dan het ek daai twee vergelykings van mekaar afgetrek. Nou, ons sou geskryf het, vat vergelyking 1, en ons minus vergelyking 2, okay, so ons sou die groter vergelyking gevat het, en ons sou die kleiner ene afgetrek het, soos in die geval.
dan was dit net 9x as ek die 2 minus van mekaar af, en as ek die 2 minus, so jy sien daai kanselleer uit, so dis net eintlik 3, so 3 is gelyk aan 9x, so 9x is dan gelyk aan 3, so x is gelyk aan 3 op 9, maar ons kan dit bietjie kleiner maak, so ons kan sê x is gelyk aan 1/3. Ok, so dit was die plan, want dis wat ons in graad 10 sou gedoen het. As jy sukkel met daai repeterende desimaal om 'n breek te skryf, gaan kyk na my playlist by die graad 10s. Daar's 'n paar probleempies daar wat ons kan oplos. Ok, so nou weet ons gaan nou eintlik net bietjie ek dink ons is nodig belangrik om hierdie vir juffrou te wys, of die eksaminator, wys daai stukkie, hoe kom jy daarby uit? So ek dink dis belangrik, ek gaan dit uitvee om 'n bietjie spasie te maak hier. Ok. Kyk na die punteallokasie van die som. Net so dat jy nou nie te veel werk doen vir die punte nie. En onthou nou wat ek net nou gesê het, as ek nou 'n breek kry, moenie skroom om daai as 'n negatiewe eksponent te skryf nie. Want nou het ek twee grondgetalle wat dieselfde is, daarom kan ek sê dat my eksponente ook gelyk is. Ok, so 3x is dan gelyk aan min 1 plus 2, so 3x is dan gelyk aan 1, so x is gelyk aan 1 op 3. Ok, so nie te kompleks nie. En hierdie nommer 8, moet 'n ou nou nie 'n fout maak nie, weet jy wat, en ek het dit al baie gesien, waar 'n ou nou dink jy gaan hierdie hakie se produkte moet kry, gaan inmaal, en dan eventually as jy klaar is, weer hierdie inmaal met al die terme, maar daai sal totaal verkeerd wees, want jy moet onthou, as ek iets gehad het soos die, dan sy klaar gefaktoriseer, dan sou ek letterlik elke hakie gelyk gestel het aan 0. Ok, so dis wat ons in die geval gaan doen, die hakies is klaar, hy's klaar gefaktoriseer, en omdat hy klaar gefaktoriseer het, kan ek letterlik elke hakie gelyk stel aan 0, so kom ek maak bietjie hier so skoon. So ons vat hierdie eerste hakie, dit is verkeerde kleur, ons sal die eerste hakie vat, en ons sal hom gelyk stel aan 0, of die tweede hakie gelyk aan 0, of selfs as 'n derde opsie, hier 2 tot die mag x kan gelyk wees aan 0. Kyk, kom ons solf vir x. Ons isoleer x van die 2 oor, en daar is 2 tot die mag 1, so ons weet dat x 1 is. So hy is baie eenvoudig. Hier kan ons weer x isoleer van die 1 oor, onthou dat enige iets tot die mag 0 1 is, so daarom weet as x is gelyk aan 0, dis my tweede oplossing. Hier kan ons ongelukkig nie hierdie 0 in eksponensiële vorm skryf nie, so hierso is geen oplossing. Ok, en daardie is my twee moontlike oplossings, x is gelyk aan 1, of x is gelyk aan 0. Ok, so ons moet nou vir x oplos, ons is nou besig met nommer 9. So ek wil dalk net sê wat ek dink in die begin ons moet doen is, ons dink ons moet vir elke kop 'n lyf gee, bedoelende, ek moet vir elke grondgetal sy eie eksponent gee. So hierdie grondgetal kry sy eie eksponent, as ook die enetjie, en ek dink ek gaan dit sommer doen in term 2 ook. Dis altyd, jy hoef dit nie te doen nie, dis altyd net makliker om te faktoriseer. As jy sukkel, dan is dit 'n goeie metode om te gebruik. As jy nie sukkel nie, jy kan dit dadelik doen, perfek. Dan gaan ons 3 tot die mag x gemeenskaplik uithaal, en dan bly daar die 3 tot die mag 1 oor, en die 3 tot die mag min 1, is gelyk aan my 24 wortel 3. Ek gaan nou maar 'n bietjie vashou aan die wortel 3 vir 'n rukkie. Kom ons vereenvoudig hierdie, 3 tot die mag x. Ons gaan net, kyk, ek weet hierdie gaan 'n derde word. So kom ons skryf hierdie net as 9 op 3, wat ook 3 is, sodat my noemers dieselfde is. Dit maak dit bietjie makliker. So 3 tot die mag x is eintlik net 8 op 3. En in die kant ook. Ek gaan net nou, ok, kom ons hou dit eers net so. So wat ons wil doen is, ons gaan nou ekstra stappie inskryf wat jy nie hoef te doen nie. Ek gaan net 'n spasietjie ooplos, jy gaan nou sien hoekom. Ek gaan net hierdie 24 vir ons as 'n breek skryf.
So as jy sukkel om hierdie te verstaan, sal hierdie ook meer sin maak. So ek gaan beide van die kante maal met 3/8, die omgekeerde van daai breek. Okay. Ek dink daar was 'n mooi woord vir, ek dink is resiprook of so iets. Okay. So dan beteken die 3's kan uitcancel, die 8's kan uitcancel, sodat net 3 tot die mag x oor is. Hier gaan 8 in die 24 en 3 keer, en 3 maal 3 is 9. So hier bly 9 wortel 3 oor. Okay. Dan kan ek daai 9 herskryf as 3 tot die mag 2, en ek kan die wortel 3 skryf as 3 tot die mag 1/2. Nou, onthou wanneer die grondgetalle dieselfde is, kan ons my eksponente plus. So hierdie is 3 tot die mag 2,5, en 2,5 kan ons herskryf as, onthou wat ons gedoen het in laerskool, 2 gemaal het met die noemers, so is 4, boontoe geplus, so is 5/2, so ek kan hierdie skryf as 5/2, so dan weet ek x is net 5/2. Okay, nie te moeilik nie, ek dink die vangplek hier is om reg te faktoriseer, en daarvan af net jou x te isoleer. Kom ons dink aan hierdie is 'n bietjie meer kompleks. Gewoonlik sal ons hierdie 27 in eksponensiële vorm skryf, wat ons kan doen. Ek gaan net bietjie vasbyt met hom vir 'n rukkie. Jy kan dit van die begin af doen, ek gaan dit dalk net so bietjie vasbyt. Kom ons herskryf net hierdie negatiewe eksponent so. Ons vat hierdie x tot die mag min 3 tot die 2 onder toe. Nee, weet jy wat, kom ons doen dit nie. Ek dink net, kom ons doen 'n ander plan. Kom ek vir hierdie hele stukkie hierso uit. Kom ons doen iets anders hierso. Kom ons, kyk, ek wil x isoleer, né? X aan die kant kry. So kom ons, wat ons kan doen is, ons kan albei die kante gaan deel met x tot die mag min 3/2. Jy gaan nou sien hoekom. X min 3/2. Want dan het ek nou x tot die mag 3/2 hierso, op x tot die mag min 3/2 onder hom, is gelyk aan hierdie uitgekanseleer, en dit is 64. En nou gaan ek weer beide kante deel met 27. Want onthou, ek wil x isoleer, so ek gaan met 27 deel aan beide kante. So ek kan die kant ook deel met 27. Okay. Sodat hy net x tot die mag 3/2 oor is, op x tot die mag min 3/2, is gelyk aan 64/27. Nou, ek worry altyd as ek hierdie 64 in eksponensiële vorm kan skryf, want hy kan op twee maniere geskryf word. Hy kan geskryf word as 2 tot die mag 6, of hy kan geskryf word as 3 tot die mag, is dit 3 tot die mag, nee, is nie 3 nie, as 4 tot die mag 3, in twee maniere, né? So, ek is partykeer nie seker wat hulle wil hê nie, daarom moet ek bietjie vasgebyt aan hom. So, kyk, kom ons vat hierdie negatiewe eksponent boontoe, dat hy positief word. So 64/27. En onthou nou dat die grondgetalle dieselfde is, gaan ek my eksponente plus. Nou 3/2 is eintlik 1,5. So wat is 1,5 plus 1,5? Dis mos 3. En nou kan ek eintlik sien waartoe ek wil gaan, want ek gaan hierdie 64 as 4 skryf tot die mag 3, en die 27 gaan ek skryf as 3 tot die mag 3. So dis hoekom ek vasgehou het aan daai, want ek is nie seker waartoe hy 64 moet gaan nie. Okay, en dan ons ken hierdie wet van graad 9, wanneer ek eksponent het in 'n teller en 'n noemer, dieselfde ene, kan ek dit in daai formaat skryf, en daarom weet ek nou, dat x is gelyk aan, ek op 'n bietjie spasie maak, kom ek vee 'n bietjie uit hieronder. Wat 'n bietjie oopmaak hier. Nou weet ek dat omdat my eksponente gelyk is my grondgetalle ook gelyk. En dis ons finale antwoord. Okay, julle nommer 10. Nou, ek gaan al hierdie grondgetalle as sy priemfaktore skryf. So ons weet dat 12 is 2 maal 4. So ons kan skryf as 3 maal 4. So ons kan skryf as 2 tot die mag 2 maal 3, want 3 maal 4 is mos 12. Okay, en dit is alles tot die mag 2x.
Die 8 kan ek mos skryf as 2 tot die mag 3. En die 36, dink 'n bietjie in die 36, hy is mos 4 maal 9, so is 2 tot die mag 2 maal 3 tot die mag 2. Goed, so kom ons herskryf dit. 2 tot die mag 2 maal 3 tot die mag 2. Kan net 'n bietjie skoonmaak. Okay. So nou kan ons hierdie 2 maal met elke term binne, so hierdie word 2 tot die mag 4x maal 3 tot die mag 2x. Is gelyk aan die 2 tot die mag 3 hou ons net so. Hier was 'n x buite, ekskuus, ek het nou vergeet van daai x. Nou daai x moet nou ingemaak word soos 2 tot die mag x maal 3 tot die mag 2x. Nou kan jy sien hierdie getalletjie hier, wat ek hom net in rooi maak. Hy kom aan albei kante voor, so ek kan hom eintlik aan albei kante gaan wegdeel. So kom ons wys dit maar as jy hom wil sien. So ons deel beide kante met die 3 tot die mag 2x, sodat hy kan uitcancel. En ook die kant, onthou wat jy aan die een kant doen, moet jy aan die ander kant doen. Sodat ek 2 tot die mag 4x oor het, is gelyk aan 2 tot die mag 3 maal 2 tot die mag x. Die was 'n 2x, ek wil sê iets is fout hierso. Want onthou die x maal met die 2 daar, so is 2 tot die mag 2x. Okay, so, skies nou daai foutjie. En nou kan ek in beide kante weer gaan deel met 2 tot die mag 2x, want ek wil hier 2 tot die mag 2x weg hê, en dan bly daar 2 tot die mag 2x oor, en aan die kant kanselleer dit amper of uit dit doen, hier bly 2 tot die mag 3 oor, en daarom weet ek, as my grondgetal dieselfde is my eksponente gelyk. Daarom is x nou 3 op 2, en dis die waarde van x. Kom ons kyk na hierdie enetjie, en hierdie een kan ons op 2 maniere doen. As jy sukkel om dit te sien wat ek nou gaan doen, faktoriseer eerder, maar ek sal beide metodes doen. Ek het 5 tot die mag x, en ek het 3 van hulle, so ek kan inteendeel sê, as ek hierdie, daar's 3 van hierdie 5 tot die mag x, en dis gelyk aan 3 op 25. Nou, ek gaan nou weer deel met 3, want ek wil daai 5 tot die mag x alleen hê, maar aan die ander kant dit ook moet doen, maar ons hou nie van 'n breek op 'n breek nie, so ons gaan eerder flip en maal. Ek gaan nie deel met 'n 3 nie, ek gaan maal met 'n derde. Dan kanselleer hierdie uit, 5 tot die mag x is gelyk aan die 3 gaan daarin, dan staan 1 op 25 oor, so 5 tot die mag x is gelyk aan 1 op 5 tot die mag 2, so 5 tot die mag x, gaan ons net die 2 opskuif, so hy word 5 tot die mag min 2, so x is in die geval min 2. Okay, so kom ons doen dit, ek net gaan mooi sien, ja, daar is reg, kom ons doen dit op 'n ander manier, net om te wys dat wanneer jy sukkel om daai te doen, dan kan ek dalk faktoriseer wat ek in die geval gedoen het. So kom ons doen dit, in die geval ons sê, goed, kan ek dalk sien plus en minus, dit is in terme, kan ek faktoriseer, ja, kan 'n gemeenskaplike faktor gaan uithaal, dan bly daar 1 plus 1 oor, wat dan gelyk is in die 3 op 25. Ons kan nou eintlik sê, hierso is 3 van julle, dan ons kan daai hakie vereenvoudig. En van hier af gaan ons beide hierdie terme deel met 'n 3, maar ek gaan nie hierdie kan deel met 'n 3 nie, ek gaan maal met sy omgekeerde. Onthou, jy kan deel met 'n 3, dit lyk net baie moeilik om te merk vir 'n begin, want hierdie kans kanselleer uit, hierdie 3 gaan daarin, so dan bly net 1 op 25 oor, wat beteken dat 5x is 1 op 5 tot die mag 2, as ek hom in eksponensiële vorm skryf, en weer eens, ons wil hom bo hê, so in sy negatiewe vorm, so ons weet x is gelyk aan min 2. So daar's 2 metodes om daardie enetjie te doen.